troubled sea. Ever there's a wind in my sails, but I have a friend who watches over me. When the breeze turns into a gale, I know the master of the wind. I know the maker of the rain. He can calm the storm, make Julle reg? Baie dankie. Tegnologie is 'n wonderlike ding, maar hy het ook maar sy streke. Hy het ook maar sy streke. Voel skoon snaaks die vrouens werk. Die vrouens is mos die gom in die huis, en die gom op die vloer as jy trap. Nie regtig te hoor. Ek is baie bly vir elkeen wat hier is. Die Here gaan ons help. Die Here is ons woord. Die Here het altyd 'n woord vir elke een. En ek sê dit gereeld. As jy kerk mis jy dit wat die Here daai dag vir jou wil gesê het. Wat jou antwoord was, wat jou môre gaan help. En ek het dit ook al meermale gesê, wanneer ek bid, dan wys die Here vir my mense wat hulle moet keer, wat in die kerk gaan wees as hulle nie. Die Here wil hom gesond maak. Die Here wil vir hom 'n nuwe dag skep. Maar hy's nie hier nie. En hy weet, en die Heilige Gees weet, hy het vir hom gesê om kerk toe gaan. Is winter skoud. Ek gaan nie kerk. Ek sal sommer TBN kyk. TBN. Nou ja, TBN beteken, daar sit ek nog altyd. Ons lees vanmôre uit 2 Korintiërs hoofstuk 9. Net 1 vers 6. Terwyl ons die plek soek, 2 Korintiërs 9 vers 6, terwyl ons die plek soek met ons saam. Here, ons is oorstelp deur die goedheid. Ons is verwonderd oor die guns. Oor die alomteenwoordigheid wat hier is, wat elke gedagte ken, elke hart. Wat elke traan sien, elke onsekerheid. Nog voor dit gebeur het U dit geken. En ons is so bly dat U vanmôre vooruit geweet het wat hier sal gebeur. Baie, baie lank gelede, voor een van ons gebore is, sê U woord. Daarom vertrou ons die Heilige Gees, dat die woord ons harte sal bereik, en vir ons iets sal doen, wat U behaag in Jesus naam. Amen. Nou, die titel van vanmôre se woord is, my beste vir die Here. En ek wil net hierdie een vers lees, 2 Korintiërs 9 vers 6, maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. En Galasiërs 6:7 sê, God laat nie met ons spot nie, net wat 'n mens saai, sal jy maai. Nou ek wil nie oor geld praat nie. Elkeen van ons wat vanmôre hier is, het 'n terrein, area in sy lewe, wat sê dit kan beter gaan. Vir baie is dit geld, vir baie is dit geluk, vir baie is dit 'n nuwe geleentheid, vir baie is dit geestelike lewe, kragtige, ryke geestelike lewe. Elkeen het iets anders, maar God weet dit. En wanneer 'n mens besef, maar hier waar ek nou is, gaan ek nie bly nie. Daar's vir my iets meer in, baie meer. Want Jesus sê ek het gekom dat jy lewe kan hê en dit in oorvloed. Nou moet ek myself afvra of my geestelike lewe 'n lewe van oorvloed is en of dit maar net so ek trap maar net so water. Of my finansies oorvloed is of trap ek maar net water. Is my gesondheid oorvloedig of is ek maar net op my voete?
enige terrein van die lewe. Jesus sê, ek het gekom dat jy lewe kan hê en dit in oorvloed in elke area van jou lewe en jy kan nie enigiets anders as om te aanvaar wat hierdie heilige boek van God sê. Wat hier staan is elke woord die waarheid. Nou, die Bybel, so van die begin af, praat die Bybel oor een ding en dis gee. Hy begin by God. Hy sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape en al die wonderlike dinge daarmee saam. Toe maak hy die mens en hy gee die aarde vir die mens. Die Bybel sê, die hemele is hemele vir die Here, die aarde het hy vir die mense gegee. So God gee. Hy gee alles, hy gee die natuur. Maar nou as ons die Bybel 'n bietjie aangaan, sien ons dat om te gee beteken om iets van jouself los te maak. Iets wat kosbaar is, dis wat offer beteken. Ek gee iets kosbaars weg. Daar's altyd 'n huiwering in ons hart, ek wil dit liewe vir myself hou. Maar offer beteken ek gee dit weg. En so lees ons so vroeg soos Genesis 4 in die Bybel, hoe dat Kain van die vrugte van die land vat en hy offer dit vir die Here en die Here aanvaar dit nie. Maar Abel vat van sy beste vee en hy offer 'n brandoffer en die Here sê dit behaag my en hy kry guns by God. Nou as ons deur die Bybel gaan, dan sien ons hoe mense se lewens verander is deur iets te doen wat God vir hulle sê, wat vir hom iets kos. Ek dink aan Abraham in Genesis 22, sê die Here, vat jou seun, jou enigste wat jy lief het, en gaan offer hom op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Nou Abraham het 25 jaar vir hierdie seun gewag. Hy was 100 toe Isak gebore is. Die Bybel sê nie vir ons presies hoe oud Isak was nie, maar hy was 'n jong man. Toe sy pa hom vat en ek kan dink hoe stap hulle. En sy pa loop in sy hart, ek moet hierdie seun doodmaak. My enigste wat ek lief het, ek moet hom doodmaak, maar die Here sê ek moet hom gee as 'n offer. In sy hart verklaar hy hom bereid, ek sal dit doen. En hy sê, Isak vra pa, hier is die vuur, en hier is die hout, waar is die offer? Hy sê, my seun, God sal self 'n offer voorsien. Maar ek dink my in hierdie toneel, hy maak hierdie jong man vas. En hy kyk hom met smeek in die oë aan, hy sê, pa, hy sê, my seun, God het so gesê, hoe lief ek jou ook al het, ek gee jou. En toe hy die mes lig, toe sê die Here, moenie. Hy sê, omdat jy dit gedoen het, omdat jy jou seun, jou enigste wat jy lief gehad het, nie van my teruggehou het nie, sal ek jou ryklik seën. Jou nageslag soos die sterre van die hemel, soos die sand van die see, ek sal jou ryk maak, die wat jou seën sal ek seën, die wat jou vloek sal ek vloek. En hierdie gehoorsaamheid van Abraham, die Here wou niks van hom vat nie, die Here het sy gesindheid getoets, dis al. En hierdie gehoorsaamheid van Abraham, maak hom die geseënde, uit hom word sy nageslag word die Here Jesus gebore, en kan ons onsself kinders van Abraham noem. Nou, ons kan deur die Bybel gaan en ons sien baie plekke hoe dat mense uit liefde opgeoffer het, gegee het vir God. Ek dink aan Salomo met die inwyding van die tempel, toe gee hy 22.000 beeste en 120.000 skape as 'n offer vir die Here. Dit het iets gekos. 'n Offer kos iets, maar kom ek kyk eers na die natuurlike. Daar's nie een van ons wat in hierdie lewe sukses behaal het sonder opoffer nie. Daar bestaan nie so 'n ding nie. Daar bestaan nie so 'n ding dat jy TV kan kyk en 'n graad kry nie. Daar bestaan nie so 'n ding dat jy werk soos jy wil en agterloosig en slap en bevordering kry. Dit werk eenvoudig nie so nie. Elke man, elke vrou wat ergens in die lewe gekom het, was bereid om opofferings te doen, vroeg op te staan, laat op te bly. As 'n mens nie bereid is om dit te doen nie, dan maak jy kompromie met jou huidige situasie en jy sê, is maar reg, ek sal maar so aangaan. Maar is nie nodig nie. Ek sê weer, Jesus sê, van nou af, bly ek deur die Gees in julle. Markus 16 sê, vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal dit duiwels uitdryf, op siekes sal dit die hande lê, hulle sal gesond word, en.
Dis vir elkeen van ons bedoel, maar dan moet 'n begeerte in my hart kom om te sê dat dit wat God vir my het, dit gaan ek kry. En waar gaan ek dit gaan kry? Ek gaan dit op my knieë kry. Ek gaan bid, ek gaan die Here soek. Ek sal God nooit genoeg dank en prys dat hy my geleer het om te bid, om die tyd uit te koop, om in die nag op te staan en te bid en die Here te soek en die Bybel te lees, want ek het geweet, daar moet baie meer wees as dit wat ek het, en dit waarmee ek groot geword, daar's baie meer as dit, en ek is nie bereid om enige iets wat daar beskikbaar is nie te kry nie. Ek het my hele lewe so gemaak, my wêreldse loopbaan het ek dieselfde gedoen, ek het nagte opgebly, ek het gestudeer, ek het aangehou, ek was daar, altyd as hy ek was daar, God het dit gesien, hy het my geseën, uitermate. Die hele lewe werk so. Maar by ons gaan dit hoofsaaklik oor gees. Geliefdes, ons is almal op pad na die ewigheid toe. Maar ons lewe hier moet saak maak. Ons lewe hier moet 'n verandering bring in die lewens om ons. En ons kan dit alleen doen deur die kragtige, wonderlike werking van die Heilige Gees. Groot en wonderlike dinge wil God doen in hierdie dae. En dis ons wat hier sit. Waarvoor is jy bereid om iets op te offer? Is jy bereid om tyd op te offer? As ek wil nie oor sulke goed praat nie, maar as ek dink vanmôre oor hoeveel Christene ure en ure en ure voor die TV deurbring en kwaliek die Bybel lees. Kwaliek bid. Hoe op aarde kan jy verwag dat jy in die gees sal groei? Hoe kan jy verwag dat jy verder sal kom as sing 'n liedjie, preek 'n bietjie en gee 'n bietjie? Die Here het my geleer. Daar's baie maniere van opoffering. Ja, geld ook. Ek het dit al vertel vir die wat dit nog nie gehoor het, wil ek dit weer sê. Ek het meer as een geleentheid. Het die Here my uitgedaag om iets te doen. En dis 'n offer wat jy bring en dan sê jy, hoe kan ek? Want jou eerste gedagte is, dit sal my benadeel as ek dit weggee, maar dis nie waar nie. Net soos Isak, niks wat jy vir God gee weg nie. Wat ons nou gelees het, dis saad wat jy saai, God sien dit en hy bring dit terug na jou toe. Jare gelede het ek 'n huis verkoop toe Pretoria toe trek. En ek vat daai geldjies, daai wins en ek sit hulle in die bank. Ek moet 'n ander huis koop. En ek kom in Pretoria en ek kry nie 'n huis nie. Ek kan nie, eiendomsagent sê vir my, jy het 'n champagne begroting, champagne smaak maar 'n lemonade begroting. En die lemonade kom nie by die huis en ek sien 'n huis waarvan ek hou. Maar is bokant my vuurmaakplek. En ek bid baie hieroor. Die een môre toe ek werk toe ry, toe sê die Here, jy het 10de betaal van daai geld. Ek sê, Here, maar dis nie inkomste nie. Ek moet weer 'n huis koop. Die Here bly doodstil. Toe ek weer een môre so kerm oor hierdie huis, toe sê die Here, het jy? Daai Sondag toe gooi ek die 10de van daai geld in. Kort daarna kom ek weer by daai huis. Daai ou sê vir my, man, ek is op pad uit, my familie is al klaar uit die land uit. Ek moet net van die huis ontslae raak. Hy slaan my die bedrag af wat ek wins gemaak het op die vorige huis, slaan hy my op hierdie huis af. Daai het ek hom. 'n Opoffering, die Here het my uitgedaag. Toets my. By 'n ander geleentheid het ek 'n kar verkoop. 'n Rooi kar. Uit die hand. En toe ek die geldjies in die bank het, toe sê die Here, wat van jou 10de? Toe sê ek, maar dis nie wins nie. Onthou, as jy 'n kar inruil, is dit 'n ruiltransaksie. Ek het hom verkoop, kontant. Ek sê, dis nie wins nie, ek moet 'n ander kar koop. Die Here sê, en as Abraham 'n kameel verkoop het, ek sê, ek sal daai geld van daai rooi kameel gee. Die Here seën my so, dat, kort daarna, kry ek 'n oproep van 'n man wat ek nooit voorheen geken het. Hy sê, ek hoor jy soek 'n Messias. Ek sê, ja. Hy sê, ek het een. Hy bring my die mooiste kar onder die son. Hy slaan my R85.000 af, op grond van die 10de wat ek gegee het. God eer jou, as jy hom eer. Dis hoekom hy sê, as jy saai, sal jy waaragtig maai. Die Here is getrou aan sy woord, en baie maal is ons gebrek die gevolg daarvan, dat ons nie behoor om te offer aan God nie. Die Here het van ons niks nodig, niks, alles behoort aan hom.
Maar hy wag vir ons om te sê, ek vertrou u. Dis hoekom die Here my geleer het, 1 Tessalonisense 5:18. Wees in alles dankbaar, want dis die wil van God in Christus Jesus oor julle. Maak nie saak wat met jou gebeur nie, dis 'n dankoffer aan God. Dis 'n offer aan die Here om in negatiewe omstandighede te sê, Here, ek dank u hiervoor, ek hou nie hiervan nie, maar as dit goed is, dat u dit toelaat oor my lewe, dan is dit reg met my, u sal dit vir my ten goeie laat meewerk. Die Here eer dit, dat jy vir hom dankoffers bring, want 'n offer het 'n negatiewe konnotasie. Ek moet iets kosbaars weggee. Hoe kan ek die Here prys onder trane? Ek kan, omdat hy gesê het, ek gaan jou nooit begewe, ek gaan jou nooit verlaat nie. Ek kan, maar ek moet 'n besluit maak en ek moet dit aanleer om te sê, die Here is in alles in my lewe, in elke saak. Kom ons vat dit 'n bietjie verder. Die grootste offer van alle tye. Hoe lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. So my so aangrypend om daaroor te dink, soos Abraham Isak gegee het, sy enige gebore seun gegee het, om verbrysel te word, vermorsel te word, uit liefde vir ons. Wat 'n offer het die hemel nie gegee nie. Hoeveel is in die hemel nie getreur, toe Jesus die hemel verlaat, om te sê, ek gaan vir sondaars sterf. As God nie bereid was, om hierdie offer te bring nie, was ek en jy sondaars, was ons heidene verlore. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Dan sê hy, as hy dit gedoen het, hoe sal hy dan nie saam met hom ons genadiglik ook al die ander dinge skenk nie? Geliefde, dit maak nie saak, ek wil dit herhaal, dit maak nie saak wat vanmôre jou situasie is, in watter area van jou lewe gebrek is, in watter area van jou geestelike lewe nie krag is nie, bring 'n offer aan die Here, bring 'n offer van tyd, bring 'n offer aan die Here, dit behaag hom. Soos hy na Kain se offer, Abel se offer gekyk het, hy sê, dit het die Here behaag. Toe hy na Abraham gekyk het, toe sê hy, omdat jy dit gedoen het. Baie maal, kom ons by 'n plek, 'n uitdaging, wat God ons uitdaag, hy sê, doen net dit, en ons doen dit nie. Ek sien net die kansie. Ek begin of ek hou op, doen net dit, ek sien nie kansie. En in die ewigheid sal dit geopenbaar word, wat het ons gemis, omdat ons hier nie gehoor het en bereid was om aan God te offer nie. Die hele Bybel is deur spek. Sê ek weer, van God wat gee. As jy nie gee nie, kan jy nie ontvang nie. As jy nie saai nie, kan jy nie maai nie. Ek wil vanmôre vra, wat het ons in enige area van ons lewe wat God kan seën? Het ek saad wat hy kan seën? Het ek enige iets wat ek kan sê, Here, seën dit asseblief, laat dit groei? As daar nie is nie, hoe kan ek seën verwag? Ek kyk altyd na die ouens op die straat en dan dink ek, jy gaan net hier bly. As jou oë nie oop gaan nie, gaan jy net hier bly. Jy's tevrede om 'n bietjie te kry, om net te oorleef. Maar dit is nie 'n lewe nie. Jy bestaan net, jy leef nie. Jy het nie lewe in oorvloed nie. Oor tyd het ek geleer, God is so meer as bereid, gretig, om ons te seën, soos ons kinders seën. Ek dink baie oor die goed, oor ons liefde vir ons kinders, ons omgee vir ons kinders. Hoe sal jy nie alles vir jou kind gee nie? Alles. Meer as wat jy het, is jy bereid om te gee. Al wat jy van hom vra, is respek en liefde. As jy dit aan jou betoon, sê jy vir hom alles in hierdie wêreld gee, al wat God vra is. Moenie selfsugtig wees teenoor my nie. As ek dink aan my eie seun, hy sal vir my enigiets doen. Daarom sal ek vir hom enigiets doen. Ek sal van hom niks terughou nie, want hy hou van my niks terug nie. Dieselfde verhouding geld tussen ons en God. As ek niks terughou vir myself, selfsugtig, maak nie saak of ons praat van geld, of ons praat van tyd, of waarvan ons praat nie. As ons niks terughou nie, sal God niks terughou nie. Hy sal jou oorlaai met seëninge, hy sal jou toegooi met sy goedheid, want dis wie hy is. Dis wie hy is. God is liefde, en liefde gee.
Ek herhaal, ek het dit al meermale gesê. Liefde vra nie, liefde gee, maar liefde ontvang altyd terug as jy gee. Jy vir jou vrou blomme koop, dit beteken niks. Beteken niks, paar dae is daar niks van oor nie. Maar dit dra iets oor. By God is alle materiële goed waardeloos, dit beteken niks. Maar dit dra iets aan God oor. Ek waardeer u, ek het u lief, ek wil dit graag vir u gee. En as ons vanmôre ons lewens in oënskou neem, en ons sê vir onsself, Here, ergens kort iets, ergens is iets nie reg in my lewe nie. Koop die tyd uit, gaan een kant, maak die deur agter jou toe. Matteus 24 sê, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergeld. Wat jy in jou binnekamer kom doen, sal God jou in die openbaar vergeld. Die mense sal sê, hoekom is jy so geseën? Ek het 'n binnekamer. Hoekom weet jy baie goed wat ander ouens nie? Ek het 'n binnekamer. Jy weet, ek het ander dag die vraag gevra, en ek wil dit sommer net hier ingooi. Die Bybel sê in Efesiërs 1 en Efesiërs 3, hy sê, ons is geseën met al die geestelike seëninge in die hemele. Hy sê, ons sit saam met Christus in hemelse plekke. Toe vra ek die vraag, as dit nou so is, hoekom weet ons nie wat die hemelse plekke aangaan nie? Dis die eerste vraag. Die tweede vraag is, waar is hemelse plekke? Die Heilige Gees woon hier. En waar hy is hemel. Ons sit saam met hom in hemelse plekke. Ons hoor hemelse dinge. Ons het selfs 'n hemelse taal, om met die God van die hemel te praat, en van die God van die hemel te hoor. Groot en ondeurgrondelike dinge, sê Jeremia 33:3. Groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Hoekom sukkel ons baie maal? Vanweë gebrek aan kennis, sê Hosea 4:6, gaan my volk ten gronde. Ons weet nie. Jakobus sê, julle het nie die kennis nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie. Julle bid eensaidig, gaan net oor julle self. Maar Jesus sê, bring jou offer van liefde na my. Bring 'n offer, ek wil vir jou iets doen. En elkeen wat van ons wat vanmôre hier, die Here het vir jou iets in stoor baie beter as nou. Sien, een van die mense grootste probleme is selfsug. I, me en my. Dis my goedjies. Ek moet oppas. Dis in ons ingebore van so klein af. Hey, los, dis my ding. Kleintjies slaan mekaar. As hulle mekaar klaar geslaan, dan lê daai ding daar. Maar is my goed. Daai ding bly in ons, tensy ons daarmee deel. Dis nie my goed nie, dis God se goed. Dis nie my lewe nie, dis God se lewe. Dis nie my tyd nie, dis God se tyd. In een oomblik kan dit weg weer. Dis niks van my nie, dis alles van hom. Daarom sê hy, stel julleself tot beskikking van God, as werktuie van geregtigheid, wat uit die dood uit lewend geword het. Stel julleself tot beskikking van God. Wy jouself aan God, wy jou goed aan God, wy jou tyd aan God. En jy word soos 'n boom, wat geplant is by waterstrome, sê Psalm 1, wat vrugte gee op sy tyd, die blare verwelk nie, jy gaan nooit depressief word nie. Jy sal nooit depressief word as jy bid nie, jy sal nooit depressief word as jy jouself aan die Here wy nie, te hel met die duiwel. Hy's lankal verslaan. En ek wil sê, geliefdes, in die tyd waarin ons is, daar's groot nood in die wêreld. En ons moet waak dat ons geloof nie prysgee nie. Dat ons nie veragter in geloof en genade nie. Dat ons nie saam praat met die wêreld, saam bang word met die wêreld nie. Ons het niks om te vrees nie. Ons het 'n wonderlike toekoms. Die beste lê vir ons voor. Wag, 'n ewige lewe. 'n Ewige lewe is die moeite werd om hierdie opleidingskursusse wat ons aarde noem, met ywer te doen. Want as hierdie kursusse agter die rug is, dan staan ons op die podium van 2 Korintiërs 5:10. Ons moet almal op die podium voor God verskyn, om te ontvang na wat ons in die liggaam verrig het, of goed is of kwaad. Ons gaan die Here dien. Nie uit dwang, nie om swaar te kry daardeur, nie sigtend nie. Hoe meer jy die Here dien, hoe meer jy bid, hoe meer jy God verstaan, hoe meer jy hierdie boek lees,
hoe meer kom 'n blydskap in jou, 'n opgewonde vrolikheid. God is vir my, niks kan teen my wees nie. Hierdie gedagte, God is vir my, maak jou sorgvry, onbekommerd. Môre is in God se hand. Tot hiertoe, ewe na eers, tot hiertoe het die Here my gehelp. Hy het my nooit in die steek gelaat nie. Hy het my elke keer gesond gemaak. Hy het my uit baie nette van die voëlvanger gered. Hy het my baie van die dood gered. Hoekom sal hy nou verander? Nooit. Nooit. Ek het vaste vertroue in die dinge wat ek hoop. Ek het 'n bewys van wat ek nie sien nie, Hebreërs 1 vers 11, want ek gaan na God toe, en hy wat na God toe gaan, vers 6, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Soek beteken nie net bid nie, soek beteken offer. Offer, dit kos iets, ek sê dit weer, dit kos iets om die Here te dien, dit kos iets om ergens te kom, dit kos iets, soos dit in die natuurlike wêreld iets kos, so kos dit in die gees iets, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in jou woon, sal hy wat Jesus uit die dode opgewek het, julle ook lewend maak. Dis die moeite werd. Dis die moeite werd, dat ek nog dit sê. 'n Mens gly so maklik weg van die gees af. Vreeslik maklik. Vreeslik maklik. Dis soos kerk. Jy bly net 2 Sondae weg en jy nie meer smaak daar nie. Ag, ek kyk sommer hier vir die of daai. Dis nie Bybels nie. Die Bybel sê, moenie in die genade veragter nie. Moet dit nie toelaat nie. Moenie dat die wêreld jou trek en vasmaak, want die fokus, wanneer dit gebeur, is die fokus op my en my gerief en my voordeel. Ek wil God op my voorwaarde dien. Ek wil hom dien soos ek voel. Ek wil hom dien wanneer ek so voel. As God vir my seën net wanneer hy so voel, wat word tog van my? Hy seën my onvoorwaardelik. Hy het my onvoorwaardelik lief. Wanneer ons bereid is om te begin in elke area van ons lewe en te sê, Here, wat wil u hê, moet ek doen? Toe Paulus op die pad van Damaskus neerval onder die lig van Jesus, en hy staan op en hy sê, wie is jy? Hy sê, Here, wie is ek? Wie is u? Hy sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Hy sê, wat wil jy moet ek doen? Hy het nooit weer omgedraai nie. Hy het geroem in sy swakhede, hy het geroem in verdrukking, hy het lofsange gesing in die tronk, in die nag in boeie stukkend geslaan. Hy het gesê, ek bring 'n lofoffer aan God, te midde van my pyn. Die teendeel kon hy doen, hy het gesê, kyk wat doen hulle aan my. Here, kyk wat doen hy aan my. Ek lees net 'n verstommende ding wat iemand nou eendag sê. Hoe kon God so 'n groot fout gemaak het? En hy noem 'n sekere ding. Paulus sê, hierdie was nie 'n fout nie. Die Here het my geroep, ek behoort aan hom. En hierdie is maar net 'n stasietjie waar ek moet stilhou om God te prys in die middernag. Dit behaag, hierdie lofoffer behaag God so dat hy tronk skud. Alles gaan oop. Wanneer jy in die nood is, bring 'n lofoffer aan God. Wanneer jy nie weet watter kant toe nie, bring 'n lofoffer aan God. En jy begin, ek het dit ook voorheen gesê, ek wil dit weer sê. Die Here sê vir my, as jy 'n warm kraan oopdraai, dan loop daar vir 'n tyd nog koue water. Moet hom nie toedraai voor die warm water uitkom nie. Hy sê, as jy die Here begin loof in onder trane, aanvanklik is dit net koue water, jy voel nie daar. Hy sê, jy hou net aan. En dan kom die gees van die Here en hy bring die warm water. En dan word dit 'n vreugde dat jy onder trane van droefheid, trane van blydskap kan huil. Ek lees, 'n man sê, sy dogtertjie word siek. En alles op die boonste vloer van die huis. En hy gaan af en toe onderkom te hoor as die vrou gil en hy hardloop op as die dogtertjie dood. Hy sê en hy's verbuisterd, hy's verblind. Hy sê en hy stap af in die straat. Hy stap sonder rigting. Hy sê, o God, ek dank U. Hy sê en die gees van die Here kom oor hom. Die blydskap van die Here kom oor hom in hierdie droewige omstandighede. Bring 'n offer aan God. Onder elke omstandigheid. Bring 'n offer aan die Here. In jou blydskap, in jou vreugde, in jou nood, in jou verdriet, bring 'n offer aan die Here. En elke maal
sal die Heilige Gees intree en jou omstandighede so verander. Halleluja, kom staan. Ag Here, as ons dink oor die goedheid, en ons dink oor ons dikwels kortsigtigheid, om die goedheid te verstaan, kan ons maar net vra, vergewe tog. En dankie dat U so lankmoedig is, so geduldig, dat U altyd onthou dat ons stof is. Ek dank U dat U vanmôre in ons hart iets gelê het, wat ons sal bybly, om te offer. Offer van lof, offer van dank, offer van goed, wat U ook al sê. Dit wat ons dink, wat ons so lief het, dat ons bereid sal wees om te sê, ek gee dit prys vir U. Dankie vir my broers, dankie vir my susters daar in die saal. Ek bid nou dat die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van ons God en die gemeenskap van die Heilige Gees voortdurend bewustelik ons elkeen se deel sal wees. Amen en amen.